Goeiemôre, welkom vanoggend hier by ons. Ons gaan vanoggend 4 liedere as stemmingsliedere sing. Die laaste lied wat ons sing is 'n nuwe lied vir ons. Dis die een wat Laumerie op die WhatsApp groepe deurgestuur het. Sy het dit nou wel in Engels gestuur, maar ons gaan die Afrikaanse weergawe vanoggend in die voorsang en ook later in die diens sing. So sing lekker saam en volg maar net op die skerm. Prys die Heer se naam.
met my siel. Dit is wel met my siel. Jesus alleen kan ons vertrou. Hy is ons hoop, ons lied, ons krag. Deur storms heen, deur winterkou, dwars deur die duister van die nag. En deur sy liefde, deur sy hand, vind ons weer rus, byt hy die band. Ons vaste grond, ons fundament, hier in sy liefde leef ons nou. Jesus alleen word mens soos ons, volheid van God, vol kwetsbaarheid, oneindig meer doen hy vir ons, ly vir ons ongeregtigheid, en deur sy offer word ons vry. Hy dra ons skuld, hy sterf, hy ly, ontneem die dood sy heerskappy. Hier deur sy sterwe leef ons nou. Goeiemôre gemeente. Welkom by hierdie 4de Sondag in lydenstyd. Dis 'n lekker lang naweek vir die kinders. Nie vir die res van die werkendes nie, maar daarom vir die kinders. Dit is menseregte lang naweek. So daar's 'n klomp goed wat nou weer hierdie tyd ook gebeur. Maar nie net in terme van dit nie, in terme van ons land is al ons weer 'n klomp onderstrominge en goeders wat die liewe EFF wat weer wil goed aanjaag en so aan. So ek wil vra dat ons net vir 'n oomblik rustig raak. En met dit alles wat in ons koppe woel en alles wat ons mee sit, net na God toe kom en vir God kom gee en kom sê, Here, ons vertrou U is in beheer. Kom ons raak net 'n oomblik of twee stil. Amen. Dit is ook vanoggend Goeie Herders Sondag. Elke 4de Sondag in lydenstyd is Goeie Herders Sondag. En ek wil julle nooi om te luister vir die hele idee van lig en donker, light and darkness, en om te sien en om blind te wees. To see and to be blind. Ons aanvangswoord kom uit Psalm 23, omdat dit Goeie Herders Sondag is. Ek het dit responsories geskryf, so ek wil julle nooi om dit saam met my te lees. Die Here is my herder. Ek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na waters waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag.
Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, Is ek nie bang vir gevaar nie, nee, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie. My beker loop oor, Net goedheid en troue liefde sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here. tot in lengte van dae. Terwyl ons so sit, sing ons aanvangslied, lied 577, die Heer my herder sorg vir my. Genade en vrede van God die Vader, wat sy Seun na die wêreld toe gestuur het, en van Jesus Christus, die gekruisigde, en van die Heilige Gees, wat ons aan Christus verbind. As lydenstyd ritueel gaan ek vanoggend vir ons Johannes 9 lees. Nou, die verhaal van Johannes 9 is 1 tot 41, so dis nogal 'n lang storie. Dis Jesus wat die man wat blind gebore is, genees. So ek gaan sulke stukkies lees en stukkies vertel. John 9. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind, sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom, wanneer niemand meer kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloambad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle het gesê, dit is hy, maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dit is ek, het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom, maar hoe het jou oë dan reggekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Waar is hy nou? Vra hulle hom toe. Ek weet nie, was sy antwoord. En dan kom die Fariseërs en hulle is natuurlik nou baie ongelukkig hieroor. Hulle ondervra die man en sy ouers
En die man se ouers sê, hy's groot, julle moet hom maar self vra, hulle wil nie in die moeilikheid kom nie. Die fariseërs praat met hom, en op die einde van die dag het hy hulle nogal baie skerp antwoord hy hulle, en hy vang hulle so half uit in hulle onderduimsheid op die einde van die dag eintlik. Ek gaan lees al by vers 28, vers 28. Toe skel hulle hom uit en sê, jy's 'n disipel van hom. Ons is disipels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het. Maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Dis daarom snaaks, sê hy daarop vir hulle. Julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en tog het hy my oë genees. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontzag het en doen wat hy wil hê, luister God na hom. Van ewigheid af is daar nog nooit gehoor dat iemand die oë van een wat blind gebore is, genees het nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Hulle sê toe vir hom, jy is van jou geboorte af die ene sonde, en jy wil ons staan en leer? En hulle het hom uitgeban. En dan kom Jesus en hy sê die volgende. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het, en toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die Seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit meneer, sodat ek in hom kan glo? Jesus het vir hom gesê, jy sien hom, dit is hy wat met jou praat. Die man sê toe, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom om die mense voor 'n beslissing te stel, sodat die wat nie sien nie, kan sien, en die wat sien, kan blind word. Party fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie, maar nou sê julle ons sien. Daarom bly julle skuldig. Kom ons raak net vir 'n oomblik stil, elkeen op ons eie, en dink oor die goed wat ons dalk nie sien nie, ons blinde kolle. Waarvoor is ons blind? Waarvoor is die goed waarvoor God ons oë moet oopmaak? En ons gaan dit dalk nie weet nie, maar miskien kan ons vir God vra, Here, maak ons oë oop, dat ons kan sien soos wat U sien. Kom ons neem 'n oomblik stilte. Amen. Ek wil vir julle 'n Engelse seën lees. Dit is geskryf deur Jan Richardson. Dit is ook op die skerm vir die wat wil volg daar. Blessing of mud. Lest we think the blessing is not in the dirt. Lest we think the blessing is not in the earth beneath our feet. Lest we think the blessing is not in the dust, like the dust that God scooped up at the beginning and formed with God's two hands and breathed into with God's own breath. Lest we think the blessing is not in the spit. Lest we think the blessing is not in the mud. Lest we think the blessing is not in the myrrh, the grime, the muck. Lest we think God cannot reach deep into the things of earth, cannot bring forth the blessing that shimmers within the sludge, cannot anoint us with a tender and grimy grace. Lest we think God will not use the ground to give us life again, to cleanse us of our unseeing, to open our eyes upon this ordinary and stunning world.
Ek wil nooi of daar iemand is wat vir ons die vierde kers wil kom snuit. Is daar iemand wat dit dalk wil doen? Anders sal ek dit doen. As verootmoedigingslied sing ons lied 240, ons sing vers 1 en 2 en ons sing dit sittend. Heiland as in moordmoed stil, ons afhanklik voor U kniel, en berou vol na omhoog, tot die rig die hart en oog, ook waar U soveel moes ly, om van skuld ons te bevry. Skink ons die vergifnis, op ons schuldherkentenis. Jesus, al is ons ontrou, U bly altyd neergetrou. Wanneer ons skuld bely, maak U ons in waarheid vry. Nooit bly die gebroke gees, om versoening te vergeefs. U skink die vergifnis, op ons schuldherkentenis. Ons kry die mooi woorde in Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Want uit genade is julle verlos deur geloof. En juis dit kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. Kom ons reageer op God se vryspraak deur die Here te loof en prys. Ons gaan dit doen deur 3 liedere wat ons staande gaan sing. Die eerste is lied 450, Vader, Seun en Heilige Gees. Dan Vlam 113, Here Jesus, U skyn oor almal. En dan sluit ons af met Vonk 277, U is die lig. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord U lof besing met 'n aardse
oor almal met die glans van die liefde skyn nie, skyn op ons tot ons hoop gaan, maak ons vry om te lewe voor U, skyn oor my, skyn oor my, skyn oor my, skyn oor my, soos lig wat skyn in die donker van hierdie wêreld, soos lig wat skyn, skyn die Heer in ons. Kom Jesus, kom en verdryf al die donker in ons. Kom laat die liefde die wêreld oorwin. As we gaze on your kindly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. May our lives tell your story. Shine on me, shine on me, shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine for this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Souls find is die lig wat deur die donker skyn. Is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donker uit. Skyn in ons lewens tot in ewigheid. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is oorwinnaar, U die dood verslaan. U het as koning uit die graf gegaan. Breek nou die bande, gooi die boeie neer. Ons is oorwinnaar saam met U, ons Heer. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is die bruidegom en ons die bruid. U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit. Daar klink ons lof, daar klink ons dans.
maar sit. Kom ons bid saam. Heilige God, Vader, Seun en Ewige Gees, U is die lig wat insig gee. Blind struikel ons rond. Genees ons nou van ons blindheid, terwyl ons U woord betree. Amen. Ek gaan vir ons uit 2 verskillende tekste lees. Ek gaan eers een is 1 Samuel 16, wat ek bietjie meer vir die kinders wat inskakel op gaan fokus, en dan die tweede een is Efesiërs 5. Our first text is 1 Samuel 16, and after that Ephesians 5. In Samuel 16 is die bekende Samuel wat vir Dawid salf tot koning. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog treur oor Saul? Dis ek wat hom verwerp het as koning oor Israel. Vul jou horing met olie en vertrek. Ek stuur jou na Isaai van Bethlehem, want tussen sy seuns het ek vir my 'n koning gesien. Maar Samuel het gesê, hoe kan ek gaan? As Saul daarvan hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here, 'n verskalf moet jy saam met jou neem, en dan moet jy sê, om aan die Here offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Nooi jy dan vir Isaai na die offer, en ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Jy moet vir my die een salf wat ek vir jou sal sê. Samuel het gedoen wat die Here gesê het. Toe hy in Bethlehem aankom, kom die oudste van die stad hom bewend tegemoet en vra, beteken u koms vrede? Hy het gesê, ja, vrede, om aan die Here offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Heilig julle self, en kom saam met my na die maaltydoffer. Hy het Isaai en sy seuns toe geheilig, en hulle na die maaltydoffer genooi. Toe hulle inkom, en hy vir Eliab sien, het hy gedink, sekerlik, hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here het vir Samuel gesê, moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie, want ek het hom afgekeur. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kan kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. Ons hoor hier iets van Samuel wat eintlik blind is. Isaai roep toe vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan, maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. Daarna het Isaai vir Samma laat verbygaan, maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. So het Isaai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel het vir Isaai gesê, die Here het hulle nie gekies nie. Samuel vra toe vir Isaai, is dit al die jong manne? Hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar kyk, hy is besig om die klein vee op te pas. Toe sê Samuel vir Isaai, laat hom haal, want ons gaan nie eet voordat hy hier aankom nie. Hy het dit gedoen en hom toe laat inkom. Die seun was rooierig met mooi oë en 'n goeie voorkoms. Die Here sê toe, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met olie geneem en hom daartussen sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af en ook verder van Dawid besit geneem. Samuel het toe opgestaan en na Rama gegaan. Sit gou vir my daar op die volgende skyfie asseblief. Ek weet nou nie hoeveel van julle wat hier sit ken hierdie flieks nie. Die eerste een is How to Train Your Dragon. Die tweede een is Encanto met Mirabel. En dan die derde een wat daar is Kung Fu Panda. Nou wat al drie hierdie flieks in gemeen het, is hulle het so half onverwagse heroes. In die een met die draakie, How to Train Your Dragon, is Hiccup is die seun van die hoofman. Maar Hiccup is hierdie klein, tingerige seentjie en hulle moet eintlik drake veg, maar ek meen hy kan nie, hy val oor sy eie voete, hy is lomp, hy is eintlik glad nie gemaak daarvoor nie. En almal is net hou hulle kop vas want hy moet hoofman word en hoe gaan hy dit doen? En op die einde van die dag gaan Hiccup en hy maak vriende met die drake. En so maak hy hulle
en so red hy op die einde van die dorp. Mirabel is die enigste een in 'n familie wat nie enige spesiale gawes gekry het nie, wat nie magic het nie. Maar op die einde van die dag is sy die een wat die familie red. In Kung Fu Panda beland hy eintlik terloops, val hy daarin die middel van 'n seremonie waar die een wat almal moet red aangewys word en dan is dit nou maar hy. En hoe hy dan nou moet oefen en eintlik deur lomp te wees baie goeders reg kry. Maar al drie hierdie is sulke onverwagte heroes. Niemand glo eintlik in hulle nie. En dan is dit hulle wat op die einde van die dag red. Mense is dikwels blind en ons sien net wat voor ons oë is. Maar God kyk dieper. En God roep ons vir 'n sekere taak. En God berei ons vir daardie taak voor. God lei ons op, God train ons om te doen waarvoor God ons roep. Vir julle klomp wat by die huis sit, wil ek nooi, gesels bietjie oor ander flieks en ander stories, wat sulke unlikely heroes het. En waarvoor dink jy is God dalk besig om jou op te lei? Terwyl ons so sit, kom ons sing die mooi liedjie, is eintlik 'n dooplied, lied 294, Jesus roep die kindertjies. En spesifiek luister ook, dat God roep die kinders, dit wat niemand dink, hulle gaan iets kan doen nou al nie. Kinders, God roep julle, want God glo in julle. Kom ons sing lied 294 terwyl ons sit. Ons ander teks wat ons gaan saam lees is Efesiërs 5. En ons gaan lees vanaf vers 6. Ephesians 5, we are reading from verse 6. Efesiërs 5 vers 6. Laat niemand julle verlei met niks seggende redenasies nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Moet dis nie deel van hulle wees nie, want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Beproef wat vir die Here aanneemlik is. Ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Stel dit eerder aan die kaak, want die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word, selfs net om daaroor te praat, is skandelik. Tog word alles wat deur die lig ontmasker word, openbaar. Immers, alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Ons lees net tot sover. Dis nou so, hierdie Efesiërs teks kom so half in die middel van 'n reeks oor Romeine hier in lydingstyd.
Nou Efesiërs is baie sterk geskryf aan die gemeentes in Efese. Dit was 'n klomp klein gemeentes wat versprei was in Efese. En dit was spesifiek geskryf om hulle aan te moedig rondom eenheid, rondom kerkwees. Dis amper Efesiërs is amper die boek vir die kerk, die boek vir die gemeente. Gaan oor hoe leef ons saam as gemeente. Hierdie spesifieke teks reken hulle was waarskynlik 'n uittreksel uit 'n antieke doopliturgie. Want ons hoor baie dieselfde temas, ons hoor van God wat kies, ons hoor van God wat ons tot sy kinders maak, en dan die opdrag om te leef vanuit dit. En dis mos maar die boodskap van die doop, dat God ons kies, God ons tot sy kinders maak, en ons stuur om te leef. God chooses us, God calls us, and God sends us. Nou, daar's verskeie voorbeelde van lig en donker in die Bybel. En ek gaan net, daar's bitter baie, ek wil net so 3 of 4 uitlig, net om so 'n idee te gee van wat gaan aan wanneer ons oor lig en donker praat. Wat beteken dit, die lig en donker? Johannes 9, vers 5, sê, solank as wat ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Julle sal onthou, dit kom uit die eerste verhaal wat ons gelees het, van Jesus wat die blinde man genees, waar Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld. Dis ook een van die bekende ek is uitsprake in Johannes. Julle in die begin in Genesis leer ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg, en donkerte was oor die oerwater. Maar die gees van God het oor die water gesweef, en God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit was aand, en dit was oggend, dag 1. Daar's donkerte, God kom, God skep lig. Lig kom van God af. En dan skei God die lig en die donker. Johannes 1, hoor mens iets echo van hierdie verhaal weer. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was van die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Jesus word gelink hierso aan die lig, en daar word ook lewe. Waar daar lig is daar lewe. En duisternis kan nie lig uitdoof nie. En dan die bekende 1 Johannes 1, vers 5 tot 7. Dis die boodskap wat ons van hom gehoor het, wat ons aan julle bekend maak. God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is, en tog in die duisternis leef, lieg ons, en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde, en reinig die bloed van sy seun ons van elke sonde. So julle hoor bietjie sekere temas rondom lig en donker. Dit het te doen met lewe, dit het te doen met Christus, dit het te doen met God wat lig is. En daar waar daar lig is, kan daar nie duisternis wees nie. En mens hoor baie hierdie selfde temas hier ook in die Efesiërs teks. Nou ek gaan julle nooi om sommer net saam met my deur die teks te stap. Ek het die teks in 4 verskillende vertalings op die bord vir julle. So ek het die 2020 vertaling, die 83, die New Revised Standard Version en die Message. Nou die Message is 'n baie absolute los vertaling, dis 'n storievertaling, maar soms is daar nogal is 'n mooi interpretasie. Hulle sê mens kan eintlik nie van praat as 'n vertaling, is eintlik maar 'n interpretasie. Maar soms gebruik dit baie mooi woorde om iets duideliker te sê. En the Message is 'n baie beter vertaling as die boodskap. Die Afrikaanse weergawe daarvan. Die eerste punt daar, want vroeër was julle duisternis, maar nou in die Here is julle lig. For once you were darkness, but now in the Lord you are light. En nou luister die Message. You groped your way through the murk once, but no longer. You're out in the open now. The bright light of Christ makes your way plain. So net so 'n bietjie verduideliking van wat in die teks aangaan. Ons is lig. Lig is wie ons is. Dis nie iets wat ons na streef nie. Dis nie primêr iets wat ons moet doen nie. Dis wie ons is. Dis ons wese, dis ons identiteit.
Dis nie 'n opdrag nie, dis 'n stelling, dis 'n gegewe, dis 'n feit. Ons is lig. Om nie lig te wees nie, beteken dit ons probeer iets wees wat ons nie gemaak is om te wees nie. Maar lig en donker kan nie gelyktydig bestaan nie. Daar is of lig, of daar's donker. Die lig kan dalk flou wees, maar die lig is daar en staan altyd in kontras met die donker. Ons kan nie lig wees en ons dade donker nie. We cannot be light and our deeds are those of the darkness. Omdat ons lig is, leef ons as kinders van die lig. Of direk vertaal, wandel ons in die lig van God. Julle hoor daai bekende liedjie, Siamba, ons wandel in die lig van God, ons sing hom elke dan en wan. Die Engels vertaal het actually daar mooier. Walk as children of light. So dit beteken mos nou maar om te leef as kinders, maar dit is vir my mooi die hele, ons wandel in die lig van God, en God se lig wat ons pad verlig. Ek dink die Engels kry dit daar vir my beter reg as die Afrikaans. Vir interessant hierso is, kinders het mos dikwels eienskappe van hulle ouers. Eintlik sê hulle kinders aard meer na hulle oumas en oupas. So as julle kleinkinders moeilik is, moet julle die fout by julle self gaan soek. Ma's en pa's, dis julle ma's en pa's se skuld. Nou, ons sit met 2 kinders. Een biologies ons en een aangeneem. Maar daai aangenome klein dogtertjie van ons kon net sowel my pa se biologiese kind gewees het, want sy is my pa uitgeknip in al haar karaktereienskappe. Sy is net so besig soos hy, kan net so nie stil sit soos hy nie, en het net so klein humeur op haar soos wat hy het. Nou in 'n familie word sekere goed geneties oorgedra. Dit is deel van ons DNA. En dan is daar sekere goed wat deur gedrag aangeleer word. Ons leer dit aan deur ons ouers dop te hou, om saam met ons ouers te leef. En dit raak bykans onmoontlik om te bepaal wat is wat. Dis die hele nature-nurture debat. Ek ervaar julle het al gehoor van die nature-nurture. So is dit biologies nature, of is dit aangeleer nurture? Want as jy 'n babietjie van dag 1 af, Amelia van dag 4 af by ons het, is daar geen manier om te bepaal wat is biologies en wat is aangeleer nie. Want as jy iets sien van die begin af en jy is in dit van die begin af en jy leef dit van die begin af, dan raak dit wie jy is. Dit raak deel van jou wese. En dis dieselfde met ons geloofslewe. Ons is God se aangenome kinders. Ons is deel van God se familie. Ons is kinders van die lig. En God is lig. En God se lig is in ons. 'n Deel daarvan is wie ons is. Dis deel van ons DNA, dis in ons ingebou. God het sy asem in ons geblaas. En deel daarvan is om dit te sien. Dit gemodel te sien in 'n familie. Om dit aan te leer. Om te leer wie ons is. Wie ons moet leef. En beide vorm ons. Ons is lig. Ons is kinders van die lig, beteken ons is familie. En daarom help ons mekaar ook om lig te wees. Ons modelleer vir mekaar hoe dit lyk om lig te wees. We are children of light. Therefore we belong to a family of light. And our walk and talk reflects who we are. Bring ons by die volgende ene wat sê, die vrug van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. 1983 uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. For the fruit of the light is found in all that is good and right and true. The good, the right, the true, these are the actions appropriate for daylight hours. Die message vertaling, the good, the right, the true, klink soos een of ander cowboy fliek se titel. The good, the bad, the ugly. Toe ek dit lees, so laat het my nogal daaraan dink. So of die teenoorgestelde daarvan. In Galasiërs kry ons die vrug van die gees. Hier kry ons die vrug van die lig. Die twee sluit mekaar nie noodwendig uit nie. Dit vul mekaar eintlik baie mooi aan. Die vrug van die lig is alle goedheid, alle geregtigheid,
alle waarheid. Wat is goedheid? Goedheid is om in jou wese goed te wees. Jou hart is goed, jou bedoelings is goed. Jy soek na wat goed is vir ander mense. Jy streef na goedheid. En jy doen ook goed. En wat jy doen is goed. Geregtigheid, dat alle mense billik behandel word, dat reg geskied, is die aanspreek van onreg. God se koninkryk is 'n koninkryk van geregtigheid, lees ons dikwels. En dan waarheid. Margaret Eimer skryf, en ek haal aan, part of that pursuit includes not only following truth, but truth-telling, exposing that which is false or secretive to community discernment. Waarheid gaan dus oor meer as net dit wat waar is versus dit wat vals is. Dit gaan daaroor om eerlik te wees oor dinge wat nie reg is nie, oor verskuilde agendas. Efesiërs gaan oor die opbou van gemeentes, oor die liggaam van Christus, oor die kerk, en hoe om saam met mekaar te leef as familie van die lig. En die dinge wat belangrik is vir 'n gemeenskap om te kan saamleef, is goedheid, om die beste te soek vir almal, is geregtigheid, om seker te maak almal word billik behandel, en is waarheid. 'n Gemeenskap kan nie bestaan waar daar geskinder is nie, waar daar agteraf gepraat word nie, waar daar verskeie agendas is nie, waar daar manipulasie is nie. Want waar dit gebeur, is mense nie meer eerlik met mekaar nie, en soek ons nie meer na die waarheid nie. Manipulasie, skinder, scheming, is goed wat in die geheim gebeur. Dis goed wat in die duisternis hoort, en is afbreekend tot enige gemeenskap. Praat die waarheid, soek die waarheid, en wees eerlik, want dan kan ons gemeenskap wees. Dan kan mens 'n lang pad stap met mekaar. Want as ons saam soek na goedheid, saam soek na geregtigheid, saam soek na waarheid, kan mens hande vat. Dit bring ons by die onvrugbare werke van die duisternis. Leon, gaan een terug? Het ek kom... okay. Die onvrugbare werke van die duisternis. Ek dink ek het hier so 'n bietjie aangejaag met die vertaling. Die opsit van op die skerm, dit is op nommer 99 gedoen gewees. Daai stukkie PowerPoint. Dis interessant hierso. As hulle praat van die onvrugbare werke van die duisternis. Die duisternis is nie net dat dit nie vrug dra nie. Dis amper onvrugte wat dit dra, skryf die een kommentaar. Dit was al vir my mooi geweest. Dis amper slegte vrugte, dis vrotvrugte. Dis onvrugte. Die werke van die duisternis lei tot onvrugbaarheid, tot niks, tot negativiteit. Goedheid, geregtigheid en waarheid bou op. Maar duisternis breek af. Goedheid, geregtigheid en waarheid is waar daar lig is. En waar daar lewe is. Duisternis is waar daar dood is. Skinder, manipulasie, agteraf praatjies, scheming, maak dood. Dit dra nie vrug nie, dit vrot. En dan die mooi, alles word aan die kaak gestel, wanneer die lig daarop val. As jy iets doen of sê, wat jy wil iemand anders moet van weet, wat jy wil iemand anders moet nie van weet nie, is jy besig met dinge van die duisternis. Die toets vir iets, of dit 'n vrug van die lig is kan God se lig daarop val, kan almal dit maar weet, dan is jy besig met dinge van die lig. As dit nie die geval is nie, is jy besig met dinge van die duisternis. En dinge van die lig bou 'n gemeenskap op. Dinge van die duisternis breek 'n gemeenskap af. Goedheid, wat soek vir goedheid vir almal, bou 'n gemeenskap op. Geregtigheid bou 'n gemeenskap op. Maar onreg, onbillikheid, partyskap breek 'n gemeenskap af. En dan die mooi slot om te sê, daai gedig wat aangehaal of vers wat aangehaal word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Christus skyn. Ons skyn omdat Christus die lig is en dat ons kinders van die lig is. En ons het saam met Christus opgestaan uit die dood. Christus se lig skyn ook in ons lewe.
Ons is lig, ons wandel in die lig, ons dra vrugte van die lig, omdat Christus die lig is, en omdat ons saam met Christus gesterf het en saam met Christus opgestaan het. Maar ons word ook opgeroep om te lewe as mense van die lig. Vrugte vat tyd om te ontwikkel, te groei en ryp te raak. En so ook die vrug van die lig in ons lewens. Dis nie iets wat net gebeur nie. Ja, dit is wie ons is. Ons is lig, soos wat 'n appelboom is. Maar 'n appelboom moet bitter hard werk om daai appeltjies te maak. Ons is lig, ons is kinders van die lig. Maar om daai vrug te laat ryp raak in ons lewens, vra harde werk. Dit vra dat ons sal bewus wees, dat ons sal eerlik wees met onsself ook, en dat ons sal bly soek saam met mekaar, saam met die familie van die lig, na God se lig. Amy Peeler som dit baie mooi op in Engels. Because the light of Christ has come, the Ephesians have been radically transformed, and they have a call, a responsibility, to usher in the shining of this light upon others, so they too can be transformed. God roep jou uit die duisternis na die lig toe. Hoe gaan jy reageer? Kom ons antwoord met die gebed van Vlam 232, Jesus alleen. Ek het die Engelse video uitgestuur daarvan, In Christ Alone. Hierdie is net die Afrikaanse woorde van daai video. Vlam 232, Jesus alleen, ons sing dit sittend as toewyding. Jesus alleen kan ons vertrou. Hy is ons hoop, ons lied, ons krag. Deur storms heen, deur winterkou, dwars deur die duister van die nag. En deur sy liefde, deur sy hand, vind ons weer rus, byt hy die band. Ons vaste grond, ons fundament, hier is sy liefde, leef ons nou. Jesus alleen, word mens soos ons, voluit verword, vol kwesbaarheid. Oneindig meer, doen hy vir ons, ly vir ons ongeregtigheid. En deur sy offer word ons vry, hy dra ons skuld, hy sterf, hy ly, ontneem die dood, sy heerskappy, hierdeur sy sterwe leef ons nou. Daar in die graf, deur dood omring, wie kon dit weet, wie het verstaan? Daar breek die dag, die nuwe dag, Jesus ons hoop het opgestaan. Hy het opgestaan in heerlikheid, hy het ons van vloek en skuld bevry. Ek leef in hom en hy in my, Jesus se bloed maak waarlik vry. Geen lewensangs, geen sterwensnood, dit is die krag waarop ons staan. Van die eerste tree tot by die dood, wys hy die weg wat ons moet gaan. Geen duiwelsplan of aards bestaan kan ons ooit druk vanuit sy hand. Hy sal weer kom, sy bruid kom haal, tot hy weer kom sal ons bly staan.
As geloofsbelijdenis gaan ek net so 'n kort stukkie lees wat ek in 'n liturgieboek gekry het, wat baie mooi gepaste geloofsbelijdenis is. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van lig, die bron van ware lewe. Ons glo in Jesus Christus, die lewende Here, die ware lig, wat deur mense gekruisig is, maar deur God opgewek is uit die dood. Ons glo in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat ons die lig laat sien en die ganse skepping vul met die lewe van God. Amen. Daar is nou geleentheid om die Here te dien met die gee van u liefdegawes. Here, ons bring hierdie liefdesgawes na u toe en vra dat u dit sal gebruik in diens van u koninkryk, Here. Gee die mense wat daarmee werk, die onderskeiding en die insig, die wysheid om te weet hoe en waar om dit te gebruik, Here. Dis 'n klein teken van ons liefde vir u, van ons erkenning dat u in beheer is en dat u vir ons sorg, Here. Dankie dat ons daarop ons hoop kan plaas. Here, ek wil kom bid vir ons land. Jy weet, word goed gesê vanmôre en daar's 'n groot stuk onsekerheid. Ek wil vra dat u dit rustig sal maak in ons harte, Here. Dat u vrede wat alle verstand te bowe gaan, oor ons harte en gedagtes die wag sal hou, Here. Here, daar's baie donker in ons land. Daar's baie goed wat in die donkerte gebeur. Daar's baie korrupsie, daar's konkeling, daar's 'n klomp goed wat nie reg is nie, Here. En ons wil dit voor u bring. Skyn u lig van geregtigheid en waarheid ook oor ons land, Here, dat dit aan die kaak sal kom wat in die duisternis gebeur, dat dit aan die lig sal kom. Here, en ek wil vra dat as daar goed môre gebeur, dat u by mense sal wees, dat u mense sal beskerm, dat u hulle lewens sal beskerm, dat u hulle behoud, lewensonderhoud sal beskerm, Here. Here, werk in mense se harte,
dat as ons saamwerk vir vrede, saamwerk vir 'n beter Suid-Afrika. Here, U weet beter as ons hoe moedeloos mense is. Help ons om ons hoop op U te bou. Wys vir ons die weg, wys vir ons hoe om die onreg en die ongeregtigheid en dit wat verkeerd is in ons land aan te spreek, Here. Wys vir ons die pad van lig waarop ons moet wandel. Amen. As slotlied sing ons lied 488, vers 1, ek is nie seker wat 'n verse ons sing nie. Helder skyn die lig vir die nasies. Ek dink ons sing so 'n vers in Afrikaans, 'n vers in Engels en 'n vers in Afrikaans, ja. Ek sê die Engelse vers net oor sy woorde so mooi is. Leanne, gaan gou daar na die Engels toe. May we bring a word of hope to the nations, a word of life to the peoples of the earth. Dit pas mooi in by die hele ding van lig en lewe, wat nie in die Afrikaanse vertaling na vore kom nie. Kom ons staan, dan sing ons lied 488. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien U is die lig. Mag U lig weer deur ons skyn. May bring a word of hope to the nations, a word of life to the peoples of the earth, till the whole world knows there's salvation through Your name. May Your mercy flow through us. U is koning Heer oor die aarde, die mense vra na U wil om U te eer, tot die hele wêreld kan juig dat U regeer. Laat U ryk Heer in ons kom, laat U ryk Heer deur ons kom, laat U ryk Heer oor ons kom. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Die liefde van die Here Jesus trek ons na hom toe. Die krag van die Here Jesus maak ons sterk in sy diens. Die vreugde van die Here Jesus vervul ons. Die seën van die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees is met ons en sal vir altyd by ons bly. Amen.